bier en genaderus. Ek gesels vinnig met 'n vriend wat met vakansie is oor iets van die gawes van die Heilige Gees. En hy stuur vir my 'n foto waar hy sit in lekker sonskyn en besig met sy laptop. Hy's in ontspanne drag en langs aan 'n groot bierglas 3/4 vol bier. En toe doen ek 'n bietjie navorsing, want ergens het ek gehoor dat Martin Luther, die kerkhervormer, van goeie bier gehou het. Nou sou Luther die Bybel vertaal het met 'n bier langsaan, het ek gewonder. Nou Luther was 'n baanbreker in Bybelvertaling, want hy het die Bybel vir die eerste keer in natuurlike en verstaanbare Duits vertaal, en dit gedoen direk uit die Grieks, nie vanuit Latyn of 'n ander taal nie, uit die oorspronklike Grieks. En dit het die Bybel uit die hande van priesters gehaal en in die begrip en hande van gewone gelowiges gesit. En die antwoord was, na my navorsing, Luther het bier nie net verdra nie, hy het dit gesien as deel van God se gewone sorg vir mense. Nou, ons moet net 'n kantaantekening maak. Bier in die 1500s was nie net 'n luukse drankie nie, dit was deel van die alledaagse voeding en huishoudelike lewe. Want dit was gewoon veiliger as die destydse meer besmette water. Ons het mos deesdae allerlei higiëniese maatreëls wat ons kan toepas, alhoewel ek dink sekere dele van die land sal waarskynlik beter doen met net bier gebruik. So huwelik met Katharina van Bora het ook hierdie werklikheid beliggaam. Geloof is nie los van die huis, tafel en roetine nie, maar word juis daar geleef. Een van Luther se bekendste uitsprake van hierdie teologie baie mooi vas. Hy het gesê dat hy geslaap het of Wittenberg die bier gedrink het saam met Philip en Amsdorf, terwyl God die werk gedoen het. Nou die punt was nie luiheid nie, of te veel bier drink nie, die punt was vertroue. Die hele punt waarop ek die reformatie gebou is dat genade of verlossing nie uit ons eie of Luther se krag bestaan nie, maar dat dit berus op God self, wat deur sy woord Jesus werk. En daarom is hierdie woorde diep troosvol. Die evangelie bevry mense van die druk om self hulle redding te vervaardig of te verkry. God doen daai diep werk. God doen dit in Jesus, aan die kruis, deur die opstanding, deur die Heilige Gees. En ons reageer met geloof, met arbeid, met rus. Matteus 11 vers 28, waar Jesus hierdie woorde gebruik, sê dit vir ons baie treffend as hy nooi. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Ek sal julle rus gee. Weliswaar nie die rus van te veel bier drinkie, maar om in Jesus te vertrou. En rus en vertrou God ook in die alledaagse. Of is bier in matigheid drink, of Bybel lees. God is reeds en steeds aan die werk. Leef geïnspireerd.